Goeiemôre vriende. Welkom in die erediens. Het is baie lekker om julle hier te verwelkom, ook besoekers wat hier by ons is, of mense wat kom kuier. Julle is ook welkom, almal wat by die huise na ons lewendige uitsending kyk of later dit op die groepe kyk. Almal van julle is deel ook van hierdie erediens vanoggend. Ek praat maar oor hierdie mikrofoon weer vanoggend, want ons ander mikrofoon is in vir 'n diens. So ek so 'n bietjie beperk hiervoor. Ek wil net gou die volgende afkondigings doen, die deurkollekte wat julle in die bokse kan gooi. Soos julle uitgaan is 'n sinodale kollekte. Dit is hulp aan gemeentes van die NG Kerk wat swaar kry. Ons dra daardie by vir hulle. En dan op ons groepe het ons dit ook geplaas en daarop gewys dat die e-posadres van die gemeente het verander. Dis nou ngkuit.noord@gmail.com. So dis dieselfde een wat op die almanak is, net die @gmail.com het verander. En dan wil ek vir Louisa baie dankie sê en die musiekbediening, hulle het so 'n bietjie uitgedun geraak en Louisa het op laatkennisgewing of kort kennisgewing besluit ingewillig om vir ons die stem te doen van die musiekbediening vanoggend. So as daar nou liedjies is wat julle nie goed ken nie, dan kan julle maar net dood eenvoudig daarna luister. Ons moes maar laat 'n plan maak. So dankie Louisa en Anja en John, ons waardeer julle, hoor. Dan net ek gaan nie meer hieroor sê nie, ek wil maar net daar wys dat en dis ook op ons gemeentegroepe oor hierdie dames oggend, dit is ek dink dis die 22ste Oktober en dan ook 'n musikale aand die 25ste Oktober by Uitenag Oosgemeente, gaan kyk maar ook daar op ons gemeentegroepe in die detail daarvan. En dan natuurlik die Kersmark kruip nader en ons tema vir hierdie jaar gaan 'n fees van dankbaar wees. So ons glo dat die Here ons op 'n baie besondere manier gaan seën. Ek het verlede week ook gevra vir voorbereiding vir Zandrey Smith en Warles is lekker om te hoor dat dit met Zandrey beter gaan. Hy's nou hoe oud? 3. Ja, en hy het deur 'n baie rowwe tyd gegaan en hulle het ook saam met hom deur 'n rowwe tyd gegaan en ons is dankbaar dat die Here ook al julle en ons gebede vir hom verhoor. Ons is die afgelope ruk is ons besig om na te dink oor die feit dat Jesus die koning is, dat hy die Here is. En ons het uit Psalm 23 probeer verstaan watter soort koning hy is. Ons is mos gewoond aan die konings van die wêreld of die presidente of die maghebbers van die wêreld regeer met mag. David as 'n koning het ontdek dat Jesus of God regeer anders. Jesus bevestig dit ook in Johannes 10 wanneer hy sê, maar ek is 'n goeie herder. Dis die soort koning wat ek is. Ek is soos 'n herder. Ek lê my lewe af vir die skape. So die volgende gedeelte waaroor ons nadink vandag hier reg aan die begin van die diens is in Psalm 23 vers 6 waar daar staan die eerste gedeelte: U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. Van die ander vertaling sê hy agtervolg my met sy goedheid en sy liefde. Soos wat 'n herder agter 'n skaap aangaan, is ons ook maar so, nê. Ons vergeet van die Here, ons gaan op ons eie koers, ons neem ons eie besluite, ons maak ernstig droog. En dan is hy 'n soort koning wat nie met mag en met veroordeling regeer, maar met liefde en met omgee. So hy sien daar gaan ons en dan agtervolg hy ons, dan gaan haal hy ons omdat hy ons lief het. So kom ons dink so 'n bietjie daaroor na, reg aan die begin.
Ons is in die naam van Jesus hier by mekaar. Hy is soos 'n herder, hy regeer soos 'n herder. Hy agtervolg jou en my in sy liefde, totdat hy ons kry. Hy agtervolg vir jou tot waar jy nou is. Hier in die erediens, maar daar waar jy ook geestelik is vanoggend, en daar waar jy emosioneel is, met jou gedagtes in jou leefwêreld, daarna toe kom hy, met sy liefde, met sy liefde. Amen. Vriende, hoor nie net met ore nie, maar met ons harte, hoe die Here na ons toe kom, hoe hy ons groet, genade, onverdiende goedheid, en vrede, vir elkeen van julle, van God, ons liefdevolle Vader, en die Here Jesus Christus, wat vir jou en my in die wêreld aan die kruis gesterf het, as 'n bewys van God se liefde. En daardie genade en vrede word bedien aan ons, dit word ingedra in ons lewe, deur die teenwoordigheid en die werking van God se Gees. Kom ons staan en ons aanbid die Here saam met die musiekbediening. Winter kom, die aarde draai, en ek sê vir hom, o Jesus, beweeg in my. Die seisoene op my lewenspad, maak my gereed om U aan te vat, o Jesus, beweeg in my. Beweeg in my, Jesus, beweeg in my, Jesus, beweeg in my, net soos U dit wil doen. Beweeg in my, Jesus, beweeg in my, ek wil my lig laat skyn, so ek vra, beweeg in my. Ek is nie alleen as die koue kom, want U het gesê, U is hier by ons, o Jesus. Beweeg in my. In die donker dag sal ek wortels skiet, in die vaste grond, wat net U kan weet, o Jesus, beweeg in my, beweeg in my, Jesus, beweeg in my, Jesus, beweeg in my, net soos U dit wil doen. Beweeg in my, Jesus, beweeg in my, ek wil my lig laat skyn, so ek vra, beweeg in my. Beweeg in my, beweeg in my, so ek vra, beweeg in my.
stil, Heer. Ek wil na U luister. My hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek U leer ken, en voor U kan lewe. Maak my nou stil, Heer. Ek wil na U luister. My hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek U leer ken, en voor U kan lewe. Open my oë, my hart en my ore, dat ek U leer ken, en voor U kan lewe. Dankie Here vir hierdie wonderlike oggend, Here Jesus, wat ons kon opstaan, asem in ons longe intrek, Here, en kon weet, U is God. Dankie Here dat U vir ons so lief het, dat U beloof in U woord, Here, U ons nooit alleen sal los nie. Here, vanmôre kom ons in afhanklikheid na U toe. U bid ons, Here, word U meer in ons en maak ons minder, Here, sodat U ten volle deur ons kan werk en U liefde, Here, deur ons lewe sigbaar sal wees. Here, maak ons waardig om kind van God genoem te word, dat die vrugte wat ons dra, Here, die vrug van U Gees sal wees. Ons kan net vanmôre, Here, aan U al die lof en die eer en die aanbidding bring, want Here, aan U alleen kom dit toe vanoggend. En kan ons net sê dankie, Here, vir genade, liefde, en Here, dat U daar is vir ons elke dag. In Jesus naam. Amen. Baie dankie aan die musiekbediening. Waardeer julle baie. Soos julle kan sien is ons teks vanoggend uit Johannes 4. Ek wil nou gedeeltes daaruit lees en ek lees uit die 83 vertaling. Dit is 'n verhaal wat ons eintlik baie goed ken. So ek begin by Johannes 4 vanaf vers 3. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit.
Dit was omtrent 12:00 die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is, vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Met lewende water het sy verstaan, lopende water, vars water. Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dit is reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. En dan is daar 'n gesprek wat sy nou inlei oor waar die regte plek is om te aanbid. En dan is Jesus se antwoord uit vers 23, maar daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat mense wat hom aanbid dit so moet doen. God is Gees. En die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. En toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. En dan daag Jesus sy disippels op en sy gaan dan nou na haar vriende toe. En dan vers 29 sê sy, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Die mense het toe uit die dorp uit na Jesus toe begin kom. Vriende, ek wil vanoggend hierdie verhaal plaas binne die breër raamwerk van Jesus se bediening op aarde. En ek het die afgelope week uit Markus 1 gelees en besef, Markus 1 gee miskien vir ons 'n baie lekker kort in een hoofstuk 'n beskrywing van Jesus se bediening. So ek wil graag dit net hierby begin en die gesprek hieroor daar inlei. In Markus hoofstuk 1 staan daar, die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. Evangelie, vriende, beteken in Grieks goeie nuus. So ek en jy en ons en die wêreld het goeie nuus ontvang. En die goeie nuus is Jesus. En later lees ons, wanneer ons nou begin verstaan dat Jesus die Seun van God is, wat onder ons kom woon het, dan verstaan ons dat en hoor ons dat Jesus ook goeie nuus bring. En hy sê dit hier later in Markus 1, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. Die goeie nuus wat Jesus bring, is die koninkryk van God. En dat dit naby is, beskikbaar is, toeganklik is vir elkeen van ons. En ons het die afgelope kwartaal gesê dat die koninkryk van God beteken 'n nuwe en beter realiteit op aarde en 'n nuwe en beter
lewe op aarde. Dis 'n lewe en 'n realiteit onder die koningskap van Jesus. En dit is 'n lewe op aarde saam met Jesus. En ons betree hierdie nuwe realiteit en begin hierdie lewe te leef wanneer ons Jesus se koningskap oor ons totale lewe aanvaar en kies om daagliks saam met Jesus te lewe wat ons beloof het, onthou ek is by julle al die dae totdat ek weer kom. Dis goeie nuus. Dat Jesus op hierdie aarde 'n nuwe lewe en 'n nuwe realiteit vir ons moontlik maak. En wanneer ons sy koningskap aanvaar en kies om saam met hom te lewe, dan begin ons op 'n lewenslange journey, 'n lewenslange reis, om te leer wat dit beteken en om dit in te oefen in ons lewe. En hoe meer ons dit doen, hoe meer ervaar ons dit as goeie nuus. Die beste ding wat daar met ons kan gebeur. Nou, Jesus verkondig dit, maar Jesus beliggaam dit ook. Jesus bring dit aan mense. In Markus 1 sien ons net na hierdie aankondiging, gaan Jesus na mense toe in hulle gewone lewe, by die werk, vissermanne, eenvoudige mense. En hy sê, kom hier, kom saam met my, ek gaan julle vissers van mense maak. En dan doen hulle presies wat ons nou gesê het, die nuwe realiteit en die nuwe lewe is. Hulle aanvaar Jesus se gesag oor hulle lewe, sy koningskap oor hulle lewe, al het hulle dit nog nie eintlik werklik verstaan nie, want hulle los alles en hulle is gehoorsaam aan hom. Hulle aanvaar sy gesag oor hulle lewe en hulle kies om nou van toe af saam met Jesus te lewe vir 3 jaar op aarde en tot aan die einde van hulle lewe ook na die hemelvaart van ons Here Jesus. En dan saam met Jesus en vir die res van hulle lewe leer hulle wat dit beteken om hierdie nuwe realiteit en nuwe lewe te leef. Vriende, ons het dit nou al 'n paar keer die kwartaal gesê, dit probeer verduidelik en daaroor gepraat. Ons is God se mense. Het ons alweer ergens hierdie afgelope week daardie intentionele besluit geneem om te sê, Jesus, ek aanvaar u koningskap nou, ook in hierdie dag, oor my lewe en ek kies om saam met u te lewe, help my daarmee. Here, oor hierdie nuwe situasie hier by die werk, of hierdie ongemaklike verhouding, ek aanvaar u koningskap. En ek kies om dit saam met u te hanteer. Ek leef binne 'n nuwe realiteit, is 'n beter realiteit. Ek leef hier 'n nuwe en beter manier van lewe. Help my daarmee. So Jesus nooi hierdie disippels uit, of hierdie vissermanne uit om sy disippels te wees. En hulle leer dat hierdie lewe in die koninkryk goeie nuus is. Soveel so dat hulle na die hemelvaart van Jesus in Jesus se naam dit ook beliggaam, dit uitleef en ander uitnooi. Maar Jesus doen dit ook op ander maniere. In Markus 1 sien ons dat daar 'n man met 'n onrein gees was. En Jesus bring hierdie nuwe en beter realiteit na die man toe, naby. Jesus het mos gesê dis naby. Jesus kom na hom toe en hy bevry daai man. So word die koninkryk van God goeie nuus vir daai man. En dan ook vir Petrus se skoonma wat siek was. Ek weet nie hoe Petrus nou, of hy bly was dat die Here sy skoonma gesond gemaak het nie. Is maar net 'n grappie. Maar Jesus genees Petrus se skoonma. Die koninkryk kom naby aan daai gesin en naby aan die skoonma. Dit word goeie nuus vir hulle deur daai genesing. En dan hoor mense van hierdie goeie nuus en dan bring hulle al die mense met onrein geeste en die mense wat siek is na Jesus toe en dan begin hulle genees en dan staan daar, toe Jesus dit sien, nadat hy die mense nou genees het en bevry het, gaan hy die oggend vroeg gaan sonder hy homself af by sy Vader, heeltemal alleen, soos wat hy gereeld gedoen het.
En dan soek die disippels hom en hulle kom na Jesus toe en hulle sê vir hom, maar waar is hy? Almal soek aan, hier is 'n stroom mense wat wag vir genesing. En dan sê Jesus in Markus 1 vers 38, laat ons elders anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. Ek het nie net gekom om aan mense se behoeftes te voldoen nie, is die helderheid wat Jesus by sy Vader kry. Want die koninkryk van God, die nuwe en beter manier van lewe, is baie meer as om net aan mense se behoeftes te voldoen. Dis om aan mense 'n nuwe en beter lewe te gee. En daarvoor het ek gekom. En dan gaan hy na die nabygeleë dorpe toe. En daarom is alles wat Jesus in sy bediening doen onderhewig aan hierdie rede waarvoor hy gekom het. Om die koninkryk van God naby aan mense te bring. En dit bring ons nou by hierdie verhaal. Met ander woorde, wanneer Jesus nou hier in Samaria kom, of by hierdie vrou by die put kom, dan is hy intentioneel. Hy wil die koninkryk van God, die goeie nuus van 'n nuwe en beter lewe en 'n nuwe en beter realiteit, wil hy na mense toe bring en sê, hier is dit. En dan lees ons nou in die eerste vers wat ons saam gelees het, staan daar, Jesus moes deur Samaria gaan, maar vriende, Jesus moes nie deur Samaria gegaan het nie. Op pad Galilea toe van waar Jesus was die kort pad deur Samaria, maar nie een Jood het daai pad gevolg nie. Want onthou nou, hulle het neergekyk op die Samaritane, die mense van Samaria. So hulle het 'n ompad geloop. Waarom staan hier dan dat Jesus moes deur Samaria gaan? Jesus moes deur Samaria gaan, omdat hy die goeie nuus van die nuwe en beter lewe en die nuwe en beter realiteit vir die mense van Samaria bring. En ook vir hierdie vrou. So nou sit Jesus daar op die middel van die dag, en ek dink dit kan nogal warm raak daar in die Midde-Ooste. Sit Jesus by die put, hy is dors, hy het nie 'n skepting nie, het ons gelees. Nou wag hy. Dan daar 'n vrou alleen op, om te kom water skep, en hy vra vir haar water om te drink, dat sy vir hom sal water skep en vir hom sal gee. Wat vir my hierdie week duidelik geword het, is dat met haar antwoord lig sy die masker van haar lewe op, sodat Jesus binne-in kan kyk wat agter die masker aan die gang is. Met die masker, vriende, bedoel ons mos nou enige optrede van my kant af waardeur ek mense op 'n afstand hou. Dit is 'n beskermingsmeganisme vir die seer wat hier binnekant by is, sodat ek nie weer deur mense of situasies seer gemaak word. En dit is ook 'n manier waarop ek optree met die doel dat mense op 'n spesifieke manier na my moet kyk. Ek wil hê deur my optrede dat hulle van my moet dink dit wat ek wil hê hulle van my moet dink. So as ek nou vanoggend hier met die verkeerde voet uit die bed uit opgestaan het en ek het die kat geskop, dan kom staan ek hier voor julle met 'n masker op. Want ek gaan dit nie vir julle wys nie. Alles is reg. Ek's baie. So 'n masker moet ons nou nie dink, vriende, is net 'n negatiewe ding nie. Ons het dit altyd op. Jy kan nie almal altyd inlaat in jou dieper wêreld. Ons dra 'n masker. Maar wanneer ons daai masker gebruik as 'n vals self om
om iets of iemand voor te hou wat ons graag wil hê mense moet van ons dink, dan raak die innerlike self en die uiterlike self wat ons projekteer so ver verwyder dat dit baie druk plaas op ons binnewêreld en baie emosionele energie vat om daai masker op te hou. En partykeer is dit om die seer weg te steek, en dit verstaan 'n mens. Maar daar moet iets gebeur, sodat genesing kan kom. Ek dink waaroor die verhaal gaan. So, hierdie vrou reageer deur te sê, en dis hoe sy die masker lig, vriende, en ek sal dit nou verduidelik. Die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is, vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink? En dan die kantaantekening van Johannes sê, die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Die aanloop tot hiertoe vir haar reaksie is die volgende. Vir die Jode was rassuiwerheid verskriklik belangrik. Want hulle is mos nou die uitverkore volk van God. En al die ander volkere is heidene en onrein. En die Samaritane was Jode wat uit die ballingskap uit teruggekeer het en met ander rasse getrou het. En toe hulle terugkeer na Jerusalem, daai area toe, het die Jode hulle verbied om onder hulle te kom bly en saam met hulle te kom bly. En hulle het vir hulle gesê, daar is Samaria, gaan bly daar, en julle is van nou af die Samaritane. Julle is die Jode nie. So hierdie vrou het dwars deur haar lewe, wanneer sy met Jode te make gehad het, ervaar, sy's onrein. Sy's nie goed genoeg nie. Die tweede rede waarom sy verbaas was dat mans in daardie tyd nie met vrouens in die openbaar gepraat het nie, veral nie vrouens wat alleen is nie, want net nou is hulle reputasie op die spel. Of kom dit in gedrang, en loop daar stories rond, en dan is hulle onrein. So het hulle nie eintlik aan vrouens in die openbaar gesteer nie, en ons weet wat dit aan vrouens gedoen het, ook aan hierdie vrou. Ek is net nie so belangrik soos hierdie mans nie, het gaan eintlik maar oor hulle. En derdens het mans nooit dieselfde eetgerei as vrouens gebruik nie, of uit 'n waterkruik saam met hulle gedrink, of hulle waterkruik gebruik nie, omdat hulle bang was, volgens hulle oortuiging, dat vrouens in daardie tyd van die maand is, wanneer hulle volgens hulle onrein is. So nou verstaan ons haar reaksie, nê, waar dit vandaan kom. Maar ek het nou ook gesê, wat lê agter dit? Ons hoef nie slim te wees om te weet wat in haar lewe aan die gang is, wat dit aan haar gedoen het. Die normale goed waarmee ons ook maar sukkel, gevoelens van mislukking, gevoelens van minderwaardigheid, gevoelens van verwerping. Ek is nie goed genoeg, ek maak dit nie. Die vernedering wat sy oor jare beleef het. En vriende, dit is versterk deur die feit dat sy in daardie samelewing bekend was as 'n vrou met 'n swak karakter, 'n immorele vrou. En die slim ouens wat hieroor skryf, sê vir ons sien dit in die feit dat sy alleen na die put toe gekom het op die middag, want vrouens het in daardie tyd gemaak soos wat sommige maak by koffiewinkels. Dit was die kuierplek. So die vrouens het hulle kanne bymekaar gemaak, of hulle kruike, en dan het hulle na die put toe gegaan in die oggend vroeg wanneer dit nog koel was, en in die laatmiddag wanneer dit ook nie meer so warm was nie. Dis wanneer hulle almal bymekaar gekom het by die put om water te kry vir die huis. So ons sien nou wat hier gebeur het. Nommer 1 het sy nie gevoel dat sy deel is van daardie groep nie. Sy's nie in nie, sy's nie goed genoeg nie. Aan die ander kant het sy heel waarskynlik in die middag gekom omdat sy te seer was oor hoe hierdie ander vrouens haar behandel en haar gekyk het en oor haar gepraat het. Dis wat agter die masker aangaan in haar lewe.
En onthou nou waarvoor Jesus gekom het. Jesus het gekom vir hierdie vrou ook, om 'n nuwe en beter realiteit waarin sy kan lewe en 'n nuwe en beter lewe vir haar te gee, en dis goeie nuus vir haar. Jesus wil dit tot by haar bring. Dit vir haar aanbied, dit vir haar gee. Nou, hoe doen Jesus dit? Hy doen dit deur haar te kom ontmoet in haar gewone lewe, by 'n put. Dit is nie in die kerk nie, of 'n godsdienstige byeenkoms nie, is in haar gewone lewe. Soos hy ook die vissermanne ontmoet het in hulle gewone lewe, by die skuite en op die strand. En waar ontmoet hy haar? Daar waar sy op so 'n manier optree, en sy het geleer om dit te doen, waar sy nie gaan seer kry, want sy is bang vir daai seer kry. Hy ontmoet haar in die middel van die dag, waar sy haar verdedigingsmeganisme opgesit het en sê, ek kan nie hierdie ander vrouens vuis nie, dit maak te seer. Daar ontmoet Jesus vir haar. Hy ontmoet haar vriende hier binne, met haar gevoelens, haar negatiewe nadenke en begrip van haarself op grond van hoe mense haar behandel het. En dan gebruik hy 'n beeld. Hy maak dit vir haar maklik. Hy gebruik 'n beeld wat in haar goed bekend is. En dit is die beeld van die water. En hy sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Vriende, die ewige lewe, hier is daar die lewe binne die nuwe en beter realiteit, en is 'n lewe, 'n nuwe en beter lewe onder die koningskap van Jesus en saam met Jesus. Dis die lewe, die ewige lewe. Want dit word nie deur die dood weggeneem nie. En ons het verlede week gesê, en dis die beeld wat ons elke Sondag gebruik wanneer ons hier afsluit, dat Jesus vir mense nooi in Johannes 7 en sê, maar kom na my toe, en dan sal daar 'n stroom van lewende water uit jou binneste vloei. Met ander woorde, die Gees van die Here sal in jou hierdie lewe gee. Dis 'n nuwe lewe. So dis presies hoe Jesus vir haar verduidelik dat daar 'n nuwe en beter realiteit is en 'n nuwe en beter lewe is. Deur hierdie water. Lewegewende water. Maar dis hoe Jesus dit verduidelik. Hoe bring hy dit as goeie nuus na haar toe? Ons moes nou lekker om, soos 'n dominee, te teoretiseer oor hierdie goed en teologies te praat. Hoe doen Jesus dit? Hy leef dit. Deur anders op te tree teenoor haar as al die ander mense in haar lewe sover. Deur hom nie te steur aan die reëls van die samelewing van daardie tyd, en die praktyke daarvan, en anders te dink oor mense as wat mense oor mekaar dink, en ons oor mekaar dink, en ons oor onsself dink, en oor ander dink. Hy dink nie dat sy, omdat sy Samaritaanse vrou is, minder werd is nie, en onrein is. Hy is nie bang om homself onrein te maak in die oë van ander nie. Hy is nie bang vir sy reputasie nie. Hy gaan sit daar, en wanneer sy aankom, bly hy sit. En hy begin met haar praat in die openbaar. En hy vra vir haar water. En deur dit alles sien ons hoe hy met groot liefde vir haar hanteer. Wys hy vir haar dat hy haar volkome aanvaar. Dat sy vir hom goed genoeg is.
dat sy welkom is in hierdie nuwe en beter lewe, en nuwe beter realiteit, dat dit ook vir haar bedoel is. En wanneer sy dit beleef, vriende, dan word dit eintlik versterk deur die feit dat sy agterkom, maar Jesus weet wie sy is. Dit is nie Johannes wat vir ons hierdie info gee oor haar 5 mans, en dat sy saam met die 6de man bly, nie met hom getroud is nie, dit is Jesus. Die vrou het vir hom geantwoord, ek het nie 'n man nie, en Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Jesus betoon hierdie volkome liefde en aanvaarding, en dat sy goed genoeg is aan haar, terwyl hy weet hoe haar lewe lyk. En dit maak dit nog sterker, nee. Die liefde en aanvaarding maak dit nog sterker. So wanneer sy hierdie masker lig, deur hierdie antwoord, en hierdie eerlike gesprek, wat sy met Jesus het, gaan lees bietjie daai gesprek weer. Dan, deur Jesus se optrede, wat haar hier binnekant ontmoet, kom sy agter wie Jesus is, of moontlik kan wees. Sy gaan na die vriende toe en sê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het, wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Sy maak haar oop, dat God homself in Jesus aan haar kan openbaar. Nou, die gesprek wat ook 'n bietjie in 'n ander rigting gaan, wanneer sy vir hom vra, maar wat is die regte plek om te aanbid? Want wat hier eintlik gebeur is, wanneer dit nou so 'n bietjie hier onder die masker inkom, dan voel sy, dit is nou 'n bietjie te naby aan haar lyf, en soos ons ook maar stuur ons die gesprek in 'n ander rigting baie keer, en dis wat sy doen. En nou vra sy vir hom, maar jy weet, kom ons vra 'n bietjie 'n teologiese vraag. Waar ontmoet 'n mens nou regtig vir God? Waar moet jy hom aanbid? En dan is Jesus se antwoord, soos ons net nou gelees het. Jesus sê vir haar, God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom deur die gees en in waarheid aanbid. Wat Jesus hier sê, is dat God is groter as kerkgeboue, tempels, sinagoges. God is gees, God is oral. En wat Jesus vir haar wil sê, deur die feit dat God gees is dat hy vir haar wil dit duidelik maak, dat hy vir haar eintlik hier kom ontmoet. Onthou julle wat Paulus gesê het? Ons liggaam is 'n tempel van die Gees. Dit maak nie 'n erediens minder belangrik nie. Ek en Peer was die afgelope week vir jaarbeplanning Karoo toe. Jong, dis stil daaroor. Ek is baie bly Peer was saam. Dit kan jou vang, daai stilte. Maar gaan ek erediens toe om vir God daar te ontmoet? Gaan ek Karoo toe om vir God daar te ontmoet? Nee. Hy ontmoet my in die erediens op 'n baie spesiale manier, maar waar ontmoet hy my hier? Vriende, waar moet hy my anders ontmoet? Dis mos nie daar buite nie. God is gees. God werk hier. Hy ontmoet my hier in die erediens. Hy ontmoet my hier in die Karoo, wanneer dit alles stil is rondom my en ek hom beter kan hoor, ja. Hy ontmoet my hier. En dan sê hy, tweede sinnetjie, ons aanbid hom in gees en in waarheid. En die waarheid beteken natuurlik die waarheid oor God en sy goeie nuus, die woord. Maar vriende, ons sien net hierdie verhaal, dat hierdie waarheid beteken ook die waarheid oor myself. Die gees van die Here kan my nie hier ontmoet, wanneer ek 'n masker vir God ophou nie. Want dan hou ek intentioneel hom ook op 'n afstand. Ek moet die waarheid oor myself, wat hier binnekant aangaan in my kop en in my emosies,
ek moet dit oopmaak vir hom, om my hier te kan ontmoet. Ek gaan nie nou lank daaroor praat nie, maar die van julle wat my eie verhaal ken, weet, dat ek op 'n stadium, is belangrik vir my om dit te sê vir die wat dit nog nie weet nie, dat ek depressie gehad het, in die gemeente, lang terug. Ek het uitgebrand. Ek het nie meer geweet waar God is en wie God is, en met al die swat op Stellenbosch, het ek nie meer geweet waar om antwoorde te kry nie. Want niks het gewerk meer van dit wat ek van God en die lewe saam met hom geweet het nie. Al die kennis. En in die donkerste van daai tye het die Here vir my gewys wie ek hier binnekant is. En het ek die waarde daarvan geleer om my masker vir God af te haal. En my eie minderwaardigheid en verwerping en mislukking. En ook die maskers wat ek maar opgesit het vir mense en vir God om dit oop te maak. En dis in daai tyd wat ek die Here as so realiteit beleef het, dat niemand met my daaroor kan stry nie, want ek weet wat daar gebeur het. Waar hy my daar kom ontmoet het. Agter die masker, hier binnekant. En het ek hom en sy liefde op 'n manier leer ken, wat ek weet, waar ek weet wat ek weet. God se liefde vir my en die verhouding met hom, maak hierdie lewe die veiligste plek op aarde. Maar dit het 'n pad gevat. Jesus is goeie nuus. Die goeie nuus van Jesus is dat hy 'n nuwe en beter manier van lewe naby aan jou en my en ons almal bring. Maar vir baie van ons word dit eers 'n werklikheid in ons alledaagse lewe wanneer ons bereid is om ons masker vir hom af te haal. En soms ook voor mense wat ek moes doen, want ek het hulp nodig gehad van medegelowiges om my te help. En wanneer ek eerlik voor God is, oor wat hier binnekant aangaan, vriende, dan gaan ek baie keer eers oop vir God se liefde vir my. Begin ons sy aanraking op 'n dieper manier ervaar. Ervaar ons dat hy genesing bring en herstel bring vir ons. Dis 'n realiteit. Hierdie nuwe lewe is goeie nuus. En ons leer vir God op 'n nuwe manier ken, 'n dieper manier ken. En ons leer dat hy ons volkome aanvaar en liefhet. En dat ons goed genoeg is vir hom. Kom ons maak ons oë toe, terwyl die musiekbediening vorentoe kom. Vriende, wil jy nie net vir 'n oomblik die masker vir God lig nie? Wil jy nie net vir hierdie een oomblik eerlik wees? Net eers vir jouself erken. Wat is die seer hier binnekant waarmee jy sit? Wat is die vraag? Wat is die vrees? Ervaar jy vernedering? Het jy dit ervaar? Ervaar jy gereeld dat jy nie goed genoeg is? Dat jy dit nie maak nie, dat jy nie deel is van die groep nie? Is jy teleurgesteld in jouself? Erken dit net. Sê, Here, U weet, ek maak oop. Ek maak oop dat U kan inkyk. Maar ek maak ook oop dat U my kan kom bedien.
met u liefde. Met u genesing. Met bevryding. Here Jesus, U is die Here en U is hier, deur die Gees. En ek wil bid dat U vir ons daar waar ons maskers nou vir U oopmaak, dat U nou deur die Gees U liefde sal kom bedien, U waarheid sal kom bedien. En dat ons nou as 'n gemeente hier by mekaar en daar waar mense kyk, dat mense U teenwoordigheid en die grootheid, die mag van U liefde vir hulle, vir ons, sal beleef. Sodat ons in ons lewens, diep in ons binneste, soos hierdie vrou by die put, kan ervaar, dat hierdie koninkryk waarvan Jesus praat, hierdie lewe wat soos strome water is, dis goeie nuus vir my. Dit is wat ek eintlik nodig het. En daarom ontvaar ons U koningskap oor ons lewe, elke deeltjie daarvan. En kies ons weer vanoggend om saam met U te lewe, binne die kring van U onvoorwaardelike liefde vir ons. Amen. Vriende, ek wil vra dat ons sommer net so sit en bedien word deur hierdie lied wat Louisa vir ons gaan sing. Hoeveel keer het ek al hier voor U kom staan? Hoeveel keer het my eie wil my laat verdwaal? Ek probeer so hard om te wees wat U wil hê, maar hier ek val. Ek weet die wêreld raak te belangrik vir my, en in my dwaasheid het ek van U vergeet. Ek wil regmaak, o Here, ek bely, vergewe my. Hier is ek gee my hele hart, ek gee my hele lewe. Hier is ek gee alles binne my, ek gee dit oor aan U. Kom neem my hart, o Heer, ek's verlore sonder U. Maak my lewe rein, Here, lei my, ek gee aan U beheer. Vul my met U Gees, kom bly in my. Dankie Heer dat U elke keer verstaan, dat U my nog steeds aanvaar net soos ek is. Vorm my en maak my soos U wil, vergewe my. Hier is ek gee my hele hart,
ken my hele lewe. Hier is ek gee alles binne my. Ek gee dit oor aan U. Kom neem my hart, o Heer, ek's verlore sonder U. Maak my lewe rein. Here lei my, ek gee aan U beheer. Vul my met U Gees, kom bly in my. Hier is ek. Hier is ek. Hier is ek. Hier is ek. Vriende, ons het niks meer om vir die Here te gee as net onsself nie. Nes ons is. Nes ons is. Dis goed genoeg. Dis al wat hy wil hê, is ek en is jy. Mense se harte wat op hom gerig is, wat na hom toe draai en sê, Here, ek gee myself vir U. En wanneer ons so na die Here toe kom, dan sê hy, maar dan gee hy aan ons 'n nuwe lewe, 'n nuwe en beter lewe. Deur sy Gees sal daar 'n stroom van lewende water uit ons binneste vloei. Na almal rondom ons. Die nuwe lewe, die nuwe en beter lewe. Kom ons sit sommer net so hand op die skouer van mense wat naby aan ons is en ons sing die seën van die Here ook op mekaar toe, nadat ek nou die seën uitgespreek het. Onthou dat die musiekbediening nog 'n lied gaan sing daarna. So as jy bietjie net wil sit, sommer net in die Here se teenwoordigheid vir 'n oomblik langer, dan is jy baie welkom. Vriende, die Here wil jou seën, waar jy nou is, vanoggend. Op jou lewensreis, op jou geloofsreis, daar waar jy is, wil hy jou seën, en van hier af ook verder, oral waar jy gaan. Vriende, die genade van ons Here Jesus Christus, onverdiende goedheid, en die liefde van God, ons Vader, en die wonderlike teenwoordigheid en werking van God se Gees, sal met elkeen van julle wees en bly, elke tree wat julle nou van hier af gee.